Daar's 'n sê ding in hierdie wêreld wat ek ook nogal baie gebruik, wat sê gaan groot of gaan huis toe. Maar God nooi ons nie noodwendig altyd na iets groters nie, maar baie keer na iets diepers. En vernuwing van jou gedagtes gaan nie oor om harder te probeer nie. Dit gaan daaroor om anders te dink. Wanneer jy jou denke verander, verander jou begeertes. En wanneer jou oortuigings verskuif, begin jou optrede volg. Hierdie innerlike verandering is nie iets wat jy self kan afdwing nie, want selfs die begeerte om te verander kom van God af. En ons weet dat God ons geroep het vir 'n spesifieke doel op hierdie aarde. God het ons geroep vir 'n special mission, soos die Engelsman sou sê. In Filippense 2 vers 13 lees ons van dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dis omdat God in ons werk, dat ons wil werk vir hom, dat ons sy wil doen. God het die eerste aksie uitgevoer. Hy wek die honger na hom op en hy gee vir ons die krag om dit ook te kan doen. Ons rol is nie om deur inspanning en deur ons eie insette te probeer nie, maar om oor te gee sodat hy dit deur ons kan doen. Wanneer jy dit besef, val die las van selfverbetering van jou skouers af. Jy begin verstaan dat geestelike groei nie gebore word uit jou eie drange nie, maar uit jou afhanklikheid aan God. En dat jy moet oorgee dat die Heilige Gees namens jou die werk doen. Efesiërs 4 vers 23 sê duidelik, word nie in die gees van julle denke. Hierdie nuwe denke is die plek waar jou geloof vorm aanneem en nie jou eie pogings nie jouself probeer nie. Maar in hierdie heilige ruimte waar God jou perspektief omskep, is waar alles begin verander. Dis waar die ou patrone gebreek word. Dis waar die woorde van Christus nuwe betekenis kry. Dis waar jou denke stil deur sy waarheid herskep en verander word. Romeine 12 vers 2, moenie meer leef volgens die gebruike van hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Hierdie vernuwing is nie 'n ding wat net in een dag gaan gebeur nie, maar dit is iets wat ons daagliks moet nastreef. Want God se uitnodiging om nader aan hom te kom is 'n uitnodiging dat ons dit elke dag doen. Is 'n uitnodiging om God se gedagtes in ons lewens te laat posvat. Vandag hoef jy nie sterker te wees nie. Jy moet net meer beskikbaar wees. Jy moet net meer bereid wees om te luister. So kom ons sit stil en vra, Here, watter gedagtes moet ek vandag verander? Here, wys my wat u wil is. En ons laat dan die Heilige Gees toe om die res te doen. Want die ware spesiale opdrag is nie om meer te doen nie, maar om meer te word en om meer bereidwillig te wees. En dit is om gevorm te wees deur God se hand, gedra deur sy genade en gedagtes beheer deur die Heilige Gees. Hemelse Vader, ons kom na u toe en ons kom vra, Here, kom verander ons manier van dink. Kom neem oor dat die Heilige Gees werklik die maatstaf sal wees waarvolgens ons leef. Help ons om u woord te deursoek. Help ons om nader aan u te beweeg. Help ons om 'n dieper verhouding met u te beweeg. En kom maak u wil aan ons bekend. Ons eer en verheerlik u naam en ons loof en prys u. In die naam van Jesus. Amen.